Goeiemôre YouTubers en TikTokkers. Okay. So nou praat ons bietjie oor wat het gebeur in die Kongo. Wel, die Suid-Afrikaanse weermag se gatte is geskop. Dis nou wat gebeur as jy gaan inmeng waar jy nie moet nie en jy 'n ousie met 'n fucking onderwysdiploma aanstel as jou minister van verdediging. In die ou dae, die apartheidsjare, het hulle manne met die nodige ondervinding. Ek meen al ons minister van verdedigings doen die tyd, George Foster en al die manne, hulle het grade en goed gehad en ek meen Hendrik Schoeman was minister van landbou, hy was hoogs geleerd in die landbou. Jy het regters aangestel en ouens wat hoog op die regte was vir jou minister van justisie en sovoorts en minister van verdediging, ek meen dit was altyd 'n weermag ou wat genoeg kennis gehad het, maar in hierdie klomp hofnar regering wat ons het, as jy 'n onderwysdiploma het, dan kwalifiseer jy. So en jy lang vingers het, dan help dit. Nou wat kortliks daar gebeur het, almal weet wat daar gebeur, die rebelle het gesien, het hulle besluit hulle gaan die ouens uitjaag, die UN, die Uruguay ouens en die manne van Uganda en so aan. En niemand het die Suid-Afrikaners laat weet nie. Die Suid-Afrikaners in elk geval daar gesit sonder kos en water, dit is bewys. Daar was geen logistieke ondersteuning van die Suid-Afrikaanse regering nie, en die ANC regering, moet ek eerder so stel. En in elk geval, toe die rebelle besluit, hulle gaan hierdie manne vat, en die een kamp het Amadisie uitgehardloop, en die ander kamp het het gevat, en ongelukkig het blanke soldaat het gesneuwel, want hy het die samel bestuur, en met die ammunisie, en hy is met 'n vuurpyl uitgehaal, met die ammunisie en die samel, en so aan, en hulle het gesien, dit is die manne is op, die rebelle het dit gesien, en nou sit die Suid-Afrikaners daar gestrand, die Suid-Afrikaanse regering is te kak om hulle te gaan haal, en die vliegtuie werk nie, ons het die lugmagvliegtuie om hulle te gaan haal nie, of ek dink ook ons het genoeg vleediers nie, en dan, daar het 'n Russiese maatskappy aangebied om dit te doen, hulle het reg gestaan op een of ander militêre lughawe, en toe betaal die ANC-regering, hulle het gewag vir die check om te kleer, dit het nie gebeur nie, hulle sit nou op Waterkloof en wag vir die check om te kleer, dan sal hulle die ouens gaan haal. 13 soldate het gesneuwel, 80 is gewond. Dit is die grootste nederlaag in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse weermag. Ek weet in die apartheidsjare het ons die 4de beste weermag by ons gaan meistry. Ek sê nou vir jou, ons is die 4de beste weermag in die wêreld. Jy kan dit gaan opsoek. It was fact. Ek was self daar, my 2 jaar diensplig gedoen. So, that wouldn't have happened. In daardie tyd. Maar wat dit wys vir ons duidelik, ons land het geen verdedigingsstelsel nie. Ons militêre instansies is in hulle moeren, gesteel, geplunder en befok van 'n kant af, so as ons daar besluit, luister, dis ons nou genoeg van julle gehad, wie gaan ons keer? Wie gaan ons keer? Nie daai ouens nie. Die toerusting is nog ou apartheidjaar toerusting, daar is omtrent boggerel nie wat werk. Die skepe lê daar in die hawens in roes, soos ek jou sê, daar is nie genoeg vliegtuie nie. Die Griffins het nie eers bestuurstelsels op nie. Hulle kan nie in combat ingaan nie. Hulle het nie wapenstelsels wat werkend is nie. So, maar hulle kan nie bombe gooi, niks nie. So, as 'n bappie nou die dag sy gat wil besluit, hulle gaan ons inval. Kyk, hulle gaan hulle gatte sien, want ek weet, ons het daarom nog ons blanke ouens hierso wat iets kan doen, maar die ander fokkers gaan hol in die see in. Ja. Anyway, gelukkig vir ons is hulle onbeholpe en die kak, en hulle is incapable om enigstens van iets 'n sukses te maak.
Ons hou maar duim vas dat alles gaan regloop en dat die DA daarom iets gaan uitrig wat ook lyk of dit nou nie eintlik gaan gebeur nie. Maar ons het medelee en simpatie met die soldate wat hulle lewens met die families van die soldate wat hulle lewens verloor het. En ons dink aan die gewondes en ons hoop almal kom veilig terug. Dit is nie lekker as jou regering jou drop nie. En dat jy vir hulle gestem ook nog nie, nee. This is the bad signing out.